Nou kyk, ek like soms sulke surprises as ek nou ek kom by 'n boervereniging en dan kry ek iets anderster, nee. Ek is hier by Niels Ys. Kyk gou daai spuit, nee, daai starra. En is dan nog nat ook hier en hy reken hy gaan in 'n spuit. So ons gaan ons gaan nou 'n bietjie sien, maar kom ons kyk presies 4000 liter. Wat een is dit, die? Ja, Imperador 4000. Imperador, nee. Die Imperador 4000 liter. Kom ons vind 'n bietjie uit wat is sy ervaring met hierdie besigheid? En is daai boom in die middel actually die moeite werd? Niels, hoe lyk dit? Andrei, goed en jy? Nee, wat doodstil, rustig. Mooi. Nou aangezien ek jy nou klaar voor die kamera uit, is ek soos my somme van die ding ook vertel. Ek is baie nuuskierig. Verduidelik my gou, die starre spuit, hoekom het julle besluit op hom? Kom ons begin daar. Ons het hier in Desember laas jaar, is nou voor die midsomerdroogte ons gevat het, maar dit was bitternat en ons kon nie al die plekke gespuit kry nie. Toe het ons maar begin uitkyk na, ons doen nou al die huiswerk vir 2 jaar, oor ons maar 2 met bly staan en so. En die starra is toe nou maar die ding wat vir ons die meeste voordele gebied het. 2 groot voordele wat hy jou gee is die feit dat hy kan optel. Ja. So hy's nou 1.6 meter op sy laas setting. En hy kan optel tot by 2 meter. So jy kan mielies, groot mielies in die saad baie maklik met hom spuit. En dan die gewigsverspreiding. Hy bly staan nie sommer nie. En as hy bly staan kan jy hom ten minste maklik uitkry. Dis nie 'n uitermate swaar ding wat ongebalanseerd is wat jy stoei om uit die modder uit te kry. Want kyk, meeste van die ander spuite, nee, is 'n boom en die tank en al die goeder sit agter, actually. Nee. En dan kry jy nou daai van ek wil amper sê dat hy begin nou daarso sak. Hy sak en heel eerste. Maar as ek kyk na hierdie ding, lyk dit of hy ek meen daarso sit hy, engine is heel agter, tank is hier in die middel. Correct. En dis asof hy die boom hang eintlik tussen die 2 wiele, is ek reg? Perfek, dit is baie waar en dit is 'n moeilike ding om te verduidelik, maar as jy dit ervaar, kan jy nie glo dit maak so groot verskil nie. Presies wat jy sê, hy sak nie met sy agterwiele in 'n nat kol in nie. Hy sak egalig om jou dan te waarsku, dis 'n fontein of wat ook al en jy kan weer net uit reverse eenvoudig. Of jy kan hom uittrek met 'n klein trekker. Dis nie 'n gesukkel as hy sou bly staan nie. En die boomstabiliteit is verstommend. Dis nou maar so die boom wat in die middel is, in die middelpunt van rotasie, daar's minder beweging en sweepslag op jou boom. So die boom behoort langer te hou ook, maar hy's baie sterk gebou in 'n geval. Maar jy kry minder beweging en die produk wat jy spuit kom op die teiken. Dit is nie 'n vorentoe agtertoe geswaaiery van die boom nie. En hy's ontsettend stabiel. As jy oor kontourwalle sou moet gaan of daar sou spoelvore wees, hy gaan maklik deur dit. Die wringkrag op die wiele is uitstekend. Hy stuur voor en agter, so as jy by kontoure of so sou moes draai, Ja. trap hy 'n enkel ry spore. Hy trap baie minder van jou gewasse plat. Omdat hy so goed sy gewig versprei is, kom hy reg met smaller wiele ook. So selfs met smaller wiele het jy minder kompaksie. En hy's vergelyking met die kompetisie redelik lig ook. Hy's nie die ligste op die mark nie, maar hy's ook nie die swaarste nie. Maar So alles op die spuits gebalanseer. alles is hier gebalanseer, mooi in die middel. Dis nou, sê hulle, dis 'n klein beertjie se pap hierdie, hy's nou net reg, nee. Hy is net reg. Cummins engine, 300 horsepower, hy doen uitstekend, hy kry hom geskuif. Bulte op, losgrond, nie moeilikheid nie, loop nie warm nie. Sy hydrauliekolie overheat nie. Jy kan met hom maak wat jy wil. Dit wat jy hom vra, dit doen hy vir jou. Hy praat nie terug nie. Eerste ding wat ek net ook sien is ek meen kyk nou hierdie as jy hom nou vol, ek neem aan as jy hom nou vol maak, dan kan jy nou van onder af sommer maklik sien waar lê jou tank level. 'n ander oulike ding wat hy op het, hy het hierdie pomp hier voor wat hom vol suig. Ons het vir hom 'n stortkap hier opgesit waar Ja. daai kaplers maak bietjie slytasie, so Okay, hoor jy. hy werk met 'n stortkappie maar hier's 'n 3 duim banjo pomp met daai hydraulic motor aan. Hy suig die tank vol binne 4 minute uit die mengkarretjie uit.
En hy het 'n sensor bo in die tank wat as die tank vol is, skakel hy self af. So dis nie hy mors nie of iets nie. Daai side tube, ons al gecheck, hy is mooi gekalibreer ook. As die pyp vir jou sê 3000, dan sy by 3000. Dan sy 3000. Maar ons gooi hom maar eintlik vol die hele tyd en spuit hom dan van daar af uit. En maar hy het baie goeie tegnologie ook in. Section control. Ek wil nou al net daai weer goed. hoor want hulle doen mos hulle eie goed. Hulle het nie Yes. En is dit nie nou 'n kwessie van dat ek inboet op die tegnologie kant nie? Ek moet sê glad nie. Aan die begin is 'n mens dalk bietjie onseker. As jy nou met hom begin werk, dan leer ken jy mekaar. Maar ek moet sê die skerm dit werk soos 'n selfoon. Ja. As jy 'n foon kan operate, kan jy daai skerm hanteer. Om icons rond te skuif is eenvoudig om goed in te stel. Binne 2 dae het ek die skerm verstaan en kon ek al die fynere goed onder die knie kry. So ek is met dit baie beïndruk. Hy's glad nie ingewikkeld om mee te werk nie. Nee, want ek het al gehoor die ouens sê vir my luister hierso, hy's gemaak. Hulle het amper daai keep it wat hy kies principle, keep it simple stupid. Dis Nee, hy hou dit net eenvoudig. Hulle doen dit en uitstekende tegnologie. Sy vloeimeters, een wat die vloei uitmeet, een wat dit meet op pad terug tank. Ja. En dit wat die nozzles uitspuit, moet natuurlik tussen die twee inpas. So die Oor sy is nog 'n trek hy rekenmeester af. ook. Hy hou dit vir jou sy. Hy hou dit die volume daar. So nee wat, jou applikasie is 100%, daar's nie te min of te veel gespuit ergens nie. So die sagte ware weet hoeveel nozzles aan is en hoeveel hy teoreties moet uitspuit, maar die vloeimeters meet dit ook fisies saam met die return tank toe. So dit is uitstekend. Nozzles aan en afsit is vinnig en presies genoeg. 'n Ander interessante ding is as jou boom optel of sak of vorentoe of agtertoe gaan na gelang van jou spoed, die skerm weet dit. So die skerm weet presies heeltyd waar die boom is. So as die boom hoog is, dan weet hy die gif vat 'n bietjie langer om op die teiken te kom. Ja. En as hy laag is, weet hy die gif is vinnig op die teiken, die skerm wys dit ook vir jou. So dit is verstommend. En dis die eerste keer dat ek 'n masjien mee werk waar die skerm weet waar die boom is op of afgetel. So dit is interessant. Dis baie cool want ook ek neem aan dan op 'n winderige dag gaan hy ook vir jou sê luister hierso nou verder spuit nie. Hierdie ene het nie 'n windmeter in nie, maar dit is 'n opsie. Wat hy windspoed en windrigting kan meet en kan dokumenteer. Hierdie ene self het dit nie in nie. Maar wat hy wel in het is 'n temperatuur en hygrometer. So hy meet temperatuur en humiditeit. En jy kan dit deur die dag dophou. Jy kan dit dokumenteer as jy sou wou en jy kan jou bespuiting aanpas. Stadiger ry, hoër volume water neersit. Hy meet dit en jy kan aanpas volgens dit wat nogal aanhandig is. En dan laaste ding ek sien hy kom hy met hierdie ligte uit. Dit is Blue Beam wat hulle van praat. Ja. Op hom is dit standaard gewees. En Wat jy net kan sien sommer jou nozzles. So hy skyn in die aand wys hy dan jou spuitpatroon vir jou. Ja. En dis uitstekend. Jy kan nie glo hoe goed dit werk nie. Dis baie eenvoudig, maar dit werk uitstekend. Daai ligte skyn tot die punt van die boom en jy kan die hele spuitpatroon sien sonder enige moeilikheid. En jou visibility uit die cab uit ook omdat die ding hierso in die middel sit. Help dit ook. Dit is uitstekend. Jy hoef baie minder jou kop te draai, bietjie minder stywe nek. Jy sien uitstekend wat met die boom aangaan. En ja, die sigbaarheid en omdat die cab voorsit, jy sien baie mooi. Jy sien soos klippe of 'n ystervarkgat wat weggetrap het, sien jy baie vinnig. So die sigbaarheid deur die algemeen is regtig baie goed. So dis nie 'n kwessie dat jy nog 'n bonnet het aan die voorkant en daai tipe van dinge nie. Niks, jy sien vorentoe uitstekend. Dis soos 'n stroper wat nie 'n tafel aan het nie. Is bietjie 'n ding om gewoon te raak. Ek wil net sê dit voel of jy vlieg in die lug sit. Dit voel partykeer so, maar jy sien die boom baie maklik. Of hy hoog of laag is, die 15 grade tilt, jy sien dit uitstekend. En hy het 'n klomp funksies wat dit vir jou makliker maak ook, wat jy een knoppie druk en hy tel die boom op of hy sak kom tot op die werksposisie.
So dit werk uitstekend. Ons is baie beïndruk. En ek sê nou altyd laaste ding, maar dan sien ek nog iets. Nee. Sy stertjie. Korrek. Nee. Hoe werk hierdie stertjie besigheid van hom? Ek neem aan hy hou nou dieselfde hoogte as daai kant. Hy is meganies gekoppel aan die voorste ene. So daar's 'n linkarm wat onder die engine deurgaan, 'n 2 wat aan die mainframe vas is en hy sal hier optel of sak volgens wat jou hoofboom is. Ja. Hy het ook vlekkies, so as jy die boomframe lok in transportposisie, dan vou hy hierso op. Daar skeneer hy. En dan 'n ander wel die skerm natuurlik weet van die stukkie boom. En as jy byvoorbeeld, kom ons sê jy spuit en jy skakel af jou boom, dan hou jy aan vorentoe ry, dan spuit hierdie een nog steeds tot hy in lyn is waar jy afgesit het. Dan stop hy eers. Wow. En as jy in die land ingaan ook, hy skakel nie aan saam met die hoofboom nie. Hy bly eers af tot hy op daai punt kom, dan skakel hy aan. So hy is nog slim op. So hy hou homself nog slim ook, maar dit werk. En dan het hy hy's nog spring loaded ook hierdie ding, so as jy in iets sou vasry, dan kom hy nie regtig iets oor nie. So hy kan redelik beweeg. Dis awesome. Wat oulik is, want maar ja, hy op en af saam met die hoofboom en die skerm hou kop vir jou laat jy spuit nie trappies nie. Hy sit aan en af in 'n reguit lyn. Wat ook oulik is. Jy kom van ander make af. Ja. En dit wat jy nou op die Starra gesien het, sal jy sommer weer 'n ander spuit koop. Waar ons nou staan, dink ek nie maklik so nie. Die Starra het ons regtig beïndruk. Die naverkoopdiens, die waarborg wat hy mee kom is uitstekend. Daar's nie regtig kompeterende waarborge op spuite nie. So op die oomblik dink ek nee. Ek dink hierdie is die masjien vir ons. En dalk eendag vorentoe kan daar miskien 2 wees. Right, so ek het uiteindelik 'n Starra in die veld gekry, een van hierdie 4000 liters, nee. So as jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak en dan kan jy ook vir jou 'n gebalanseerde spuit kry. Hoe sê hy, soos klein beertjie se pap. Alles is net reg.